Kom ons neem ons Bybels, die ewige woord van God, en dan blaai ons saam in die woord van die Here na die boek van Openbaring. Dis die laaste boek in die Bybel. Openbaring hoofstuk 5, en ons gaan 2 verse daar saam lees vanmôre, vers 5 en ook vers 6. Openbaring hoofstuk 5, vers 5 tot 6. Ons loof die Here. Nou ja, goed, kom ons lees daar saam. 2 enkele verse. Dit is Johannes, die geliefde disipel van die Here, en hy skryf vir ons in hierdie boek waar die Here vir hom die toneel van die hemel ooptrek en vir hom die dinge wys wat nog moet gebeur, 'n profetiese geskrif. En dan sien hy die volgende, hy sê, toe sê een van die ouderlinge vir my, of kom ons begin daar by vers 1, hy sê, ek het in die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien, van binne en van buite beskrywe en met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep, wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween, omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Vers 5, toe sê een van die ouderlinge vir my, moenie ween nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Is dit nie 'n pragtige gedeelte nie? Johannes wat deur die ouderlinge gewys word op die leeu, en dan wanneer hy kyk, dan sien hy nie 'n leeu nie. Hy sien 'n lam. Nou, liewe gemeente, ons het Vrydag het ons 'n bietjie gesels en stil gestaan by Jesus as die lam van God. Die een wat nie teruggepraat het nie, die een wat toe hulle hom in hegtenis wou neem, nie teenstand gebied het nie. Ja, die lam van God, wat gewilliglik gelei het ter wille van ons. En ek dink as ons die verhale lees, en ek glo baie van ons het in aanloop tot hierdie naweek het ons baie van die verhale weer deurgelees, dan moet ons eerlik wees, en verlede week het Richard het vir ons ook so mooi uitgewys, en dit is dat die lam van God, die een wat op die kruis opgeëindig het, was nie wat mense verwag het nie, glad nie. Mense, veral in die tyd van Jesus, het gewag vir 'n koning. Hulle het eie aan hulle eie wêreld, hulle eie konteks, het hulle, en deels natuurlik ook vanuit die Ou Testament, ons weet Saul wat die eerste koning was, daarna Dawid, het hulle ook 'n koning verwag, een wat uiteindelik sou kom om hulle te kon verlos. 'n oorwinnaar, 'n leeu. En die begrip van die leeu, of die beeld van die leeu, is iets wat nie eers hier in Openbaring vir ons na vore tree nie. Dit is reeds 'n beeld wat van vroeg af, reeds van Genesis af, aan ons voorgehou word. Ek het so iets daarvan gesê ook Vrydag. Ons lees daar so vroeg as in Genesis hoofstuk 49 vers 9 en 10, wanneer Jakob die 12 stamme, die 12 seuns, sy eie seuns, die 12 stamme van Israel, wanneer hy hulle seën, dan seën hy een van die seuns, Juda. En hy sê die volgende, hy sê, Juda is 'n jong leeu. Vers 10, hy sê, en die scepter sal van Juda nie wyk nie, en aan hom sal die volke gehoorsaam wees. So reeds daar in Genesis, aan die begin, en hier aan die einde, het ons die beeld van die leeu, en ons weet, Vrydag het ek vir julle ook gewys, dat die beeld van die lam ook reeds in Genesis tevoorskyn kom.
En dan sien ons hierdie gedagte van die leeu van Juda, of die leeu wat deur die stam van Juda profeties sou loop tot uiteindelik by Jesus Christus. 700-800 jaar later, en ek noem sommer net enkele bakens langs hierdie heilsweg, waar God later in 2 Samuel, hoofstuk 7 vers 12 tot 13, waar dit weer sterk na vore tree, veral in die volksgeskiedenis van Israel, waar God 'n verbond met Dawid sluit, en die leeulyn, as ons dit so kan noem, waar hy 'n naam kry, en waar hy ook 'n troon kry in die koningskap natuurlik van Dawid. En ons weet dat wanneer hy van die troon van Dawid praat hy altyd daarvan in terme van ewige troon, ewige heerskappy, wat ons weet wat uit die aard van die saak nie op Dawid dui nie, want Dawid het gesterf. Maar ons weet dis messiaanse gedagtes wat alles dui op die ewige koningskap van Jesus Christus, wat verwag was van die begin af en wat dan in die volheid van die tyd kulmineer. En so sien ons reg deur die Ou Testament, ons gaan nie oral stil staan nie, waar die profete hierdie beeld lewendig hou. Jesaja hoofstuk 11 verwys na 'n loot uit Isaai. Isaai was Dawid se pa gewees, en die loot wat uit Isaai uitkom was natuurlik Dawid. Die loot uit Isaai wat sal regeer, weer eens vir ewig sal regeer, wys na Jesus. Dan in Micha hoofstuk 5 vers 2 hoor ons van 'n heerser uit Bethlehem, en so het Israel deur die eeue heen gewag vir hierdie leeu, die leeu van Juda, van 'n koning, 'n heerser. En natuurlik weet ons dat hierdie verwagting sy klimaks bereik het in Matteus 21, wanneer Jesus daardie Palmsondag in Jerusalem ingery kom, op die rug van die esels vol, en die skare lê al die palmtakke voor hom neer, en hulle roep hom toe, Hosanna, Hosanna, die seun van Dawid. Die messiaanse verwagting, hulle wil hom koning maak, en natuurlik weet ons dat uiteindelik het Jesus nie toegelaat dat hulle hom koning maak nie. Die skare het weliswaar iets raak gesien. Hulle het gesien hierdie Jesus is uit die lyn van Dawid. Hy is weliswaar die beloofde koning, maar wat hulle wel nie verstaan het nie, was hoe hierdie Jesus koning sou wees. En dan het ons die gebeure van Golgotha, en die uitspraak van Jesus het loodreg teen die messiaanse verwagting gespreek, wanneer hy sê in Matteus 21, of inteendeel in Johannes 18, wanneer hy sê vir die skare, hy sê, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Die koninkryk wat hulle verwag het, die koning en sy heerskappy wat hulle verwag het, was 'n wêreldse verwagting gewees, en Jesus moet hulle ongelukkig skok en reghelp, en vir hulle sê dat sy koninkryk, sy heerskappy is nie van hierdie wêreld nie. En as ons dink aan die heerskappy of die koninkryk wat hulle verwag het, as jy jou Bybel ooperaal, is jy welkom om saam met my terug te blaai in die woord van die Here na Markus hoofstuk 10 toe. En ek het 'n paar gedagtes wat ek net hier wil anker voordat ek ons deurvat na die opstanding van Jesus toe. En jy gaan sien hoe hierdie twee gedagtes by mekaar uitkom, die leeu van Juda, die opstanding van Jesus en hoe dit verband het met ons eie lewens. Ons lees daarin in Markus hoofstuk 10 hoe dat die skare se verwagting en selfs die disippels, hulle verwagting was anderster gewees. Hulle het 'n koning verwag wat sou regeer soos wat die konings van die wêreld sou regeer. En dan kom die seuns van Zebedeus, Jakobus en Johannes, en hulle sê vir Jesus, Here, en interessant genoeg, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan was Jesus besig om met hulle te praat, sê die skrif, dat hy opgaan na Jerusalem toe, die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en die skrifgeleerdes, en hulle sal hom tot dood veroordeel. Hy sal oorgelewer word in die heidene, hulle sal hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. Jesus is besig om met hulle te praat en hulle te vertel wat met hom gaan gebeur. En dis duidelik dat hulle verwagting van Jesus so sterk was dat hulle nie eers gehoor het wat hy sê nie. Dis 'n gevaarlike ding van verwagting, nê. As 'n mens 'n sekere verwagting het vir iets in die lewe, dan bou jy naderhand alles rondom daai verwagting. Jy kry bevestigings wat hierdie verwagting versterk.
En soveel so dat hulle heeltemal blind was vir die werklikheid van wie Jesus en sy koninkryk was. En dan sê hulle vir hom, Here, gee asseblief dat wanneer U nou kom en hierdie koninkryk nou vestig, hy het nou net vir hulle gesê, het gaan nie gebeur nie. Hy gaan gekruisig word, hy gaan oorgelewer word. Direk daarna sê Johannes en Jakobus, hy sê, Here, gee tog wanneer U kom in hierdie koninkryk, dat ons saam met U kan regeer. Ek wil graag aan die een kant sit, en Jakobus aan die ander kant sit op trone, en ons wil graag saam met U regeer. En dan kom Jesus en hy help hulle om die aard van sy koningskap en van sy heerskappy te verstaan en sy komende koninkryk, en hy sê vir hulle, nee. Hy sê, dis waar, die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Hy sê, maar om te sit aan my regter en my linkerkant, berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle vir wie dit berei is. En dan sê Jesus vir hulle, hy sê, luister, julle weet dat die wat gereken word as owersters van die nasies, julle verwagting van my, soortgelyk, dat daardie heersers oor die nasies heers, en dat hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen. Hy sê, maar so moet dit onder julle nie wees nie. Elkeen onder julle wat groot wil word, moet julle dienaar wees. Hier gee Jesus vir hulle die antwoord op hoe sy heerskappy sou lyk, oor hoe sy koninkryk sou lyk. Dit sou nie 'n fisiese koninkryk wees nie, dit sou 'n geestelike koninkryk wees. Dit sou Jesus Christus self wees wat in die harte van die mens kom woon, en wat deur sy Heilige Gees heerskappy sou voer vanuit die harte van die mens, nie 'n fisiese koninkryk nie. Uit die hart van die saak sou sy heerskappy uiteindelik lei tot die uitdrukking van 'n fisiese koninkryk. Vandag het ons die kerk. Vandag het ons alles wat verband hou met die sigbare kerk of koninkryk van God, maar die hart van hierdie koninkryk sou 'n koninkryk wees, 'n heerskappy van die hart, en die wyse waarop hierdie koninkryk uitgeleef word in die wêreld sou wees by wyse van 'n dienskneg. Liefde, selfopoffering, dis die hart van die koninkryk van God. Dis wat Jesus vir ons kom demonstreer het toe hy op aarde was. Sy koninkryk sou nie wees dat ons heers oor ander en oor alles, maar dat hy in ons harte deur ons sou leef, deur liefde, deur mekaar se dienaars te wees, deur diensknegte te wees. Dit is wat sy heerskappy sou beteken. En vandag leef ons in 'n teenoorgestelde wêreld, is dit nie so nie. Vandag is heerskappy, as ons dink aan mense wat heers, of vername mense, dan dink ons aan 'n koning, ons dink aan iemand wat gesag uitoefen. Ons sien dit in die wêreld, ons sien dit in die magspel wat plaasvind in oorloë en dies meer. En dit is ongelukkig die beeld wat baie het van heerskappy, maar dis 'n teenoorgestelde beeld wat die Bybel vir ons gee. God se heerskappy is liefde, is om te dien, is om te gee, is om op te offer ter wille van ander. En vandag wanneer ons praat oor die leeu van Juda, Vrydag het ons gepraat oor die wesenlike van hierdie lam wat gee ter wille van die hart van die leeu. God se hart word aan ons geopenbaar, die leeu van Juda, die ewige skepper van die eindes van die aarde, maak 'n venster oop vir ons om te sien hoe lyk die hart van hierdie wêreldheerser, die skepper van die eindes van die aarde. En as ons inkyk, dan sien ons die hart van 'n lam wat offer, wat opoffer, wat gee, wat lief het ten spyte van sonde. En so sien ons in die Bybel, en het is belangrik vir ons om daai onderskeid te maak vanmôre, of om te verstaan dat Jesus Christus was nie eers op 'n stadium 'n lam gewees en later 'n leeu nie, maar hy is van ewigheid af, is hy beide die leeu en hy is die lam van God. Jesus Christus is van ewigheid af die leeu en hy is ook terselfdertyd die lam van God. En daarom wanneer ons praat oor die lam van God, kan ons die leeu nie uit sig verloor nie, want dis wat Johannes in Openbaring sien. Hy sien 'n leeu, maar as hy kyk, dan sien hy ook die lam wat geslag is. En vanoggend by die opstanding Sondag fokus ons op die leeu van Juda en verstaan ons in die lig van dit wat ons Vrydag gehoor het, dat God se plan nooit net was om ons weer met homself te versoen
en seker te maak dat ons sondes vergewe is nie, maar God se plan was van ewigheid af, dat ons sou heers saam met Christus op hierdie aarde. Dit was sy plan van ewigheid af. Dit was nie net versoening, dit was nie net om 'n verhouding moontlik te maak, dit was nie net om sonde uit die weg uit te ruim nie, maar die plan van God van ewigheid af was dat ons saam met Christus sou heers op aarde, 'n bruid, 'n liggaam, 'n volk in sy beeld, wat soos hy lyk, wat die karakter van Christus dra, 'n familie wat saam met hom sou heers, en daarom is God se plan nie die hemel nie. So vreemd is wat dit mag klink vanmôre, God se einddoel met die skepping van die mens is nie die hemel nie, is 'n familie wat saam met hom sal heers, en uiteindelik aan die einde van die tydlyne van God, weet ons, sê die woord van die Here, sal die hemel nie ons finale bestemming wees nie, maar die Godstad sal neerdaal na die aarde, ons sal in 'n volmaakte herskape hemel en aarde saam met Christus heers op aarde. God se hart was van ewigheid af heerskappy gewees, die aarde is deel van God se plan, en ons moet saam met hom heers op hierdie aarde. En daarom moet ons vanmôre verstaan uit die Bybel dat ons die lam en die leeu van mekaar nie kan losmaak nie. As ons by die kruis kom stil staan vanmôre en ons aanvaar dat die lam van God die sonde van die wêreld weggeneem het, moet ons terselfdertyd verstaan dat dit nie net gaan oor die vergifnis van sonde nie, maar dat God iets baie dieper en groter in ons lewens wil doen. God se plan was nooit net om die mens te vergewe en om hom daar te los nie, maar versoening was alleenlik die weg na God se groot plan van heerskappy. Sonde het nie net die mens skuldig gemaak nie, dit het hom ook losgemaak van God se heerskappy. Onthou julle wat in Genesis gebeur het? Daar in Genesis hoor ons die Here nadat hy die mens geskape het, voor die sondeval, toe sê die woord van die Here, het God die mens geseën, en die Here het gesê, gaan wees vrugbaar, gaan vermenigvuldig, vul die aarde, onderwerp die aarde en heerskappy. En ons weet dat die mens geheers het saam met Christus, saam met God, voor die sondeval, maar dan kry ons Genesis hoofstuk 3, waar ons die sondeval het. En na die sondeval weet ons dat heerskappy nie heeltemal weggeval het nie. Nee, ons sien 'n wêreld waarin die mens nog steeds heers, maar waarin dit gebreek is en waar dit onvolkome is. Ons vind 'n verhaal waar die harmonieuse heerskappy wat van binnekant af, deur die verhouding, deur die eenheid wat eens tussen God en mens bestaan het, dis gefrustreer en dit word vervang met vrees en dit word vervang met dominansie. En dan kry ons Genesis 9, 'n paar 100 jaar later, bykans 900 jaar later, na die sonvloed, waar God die aarde met water vernietig en 'n oorblyfsel in die ark ingaan, en dan wanneer Noag en sy gesin uit die ark uitklim, dan sê die woord van die Here, het God vir Noag en sy seuns geseën en aan hulle gesê, wees vrugbaar en vermenig en vul die aarde, maar die twee stellings wat ons in Genesis het, word nie weer herhaal nie. Die twee stellings wat ontbreek is onderwerp dit en heers. Jy sien, want die mens het nie net sy verhouding met die Here verloor nie, die vermoë om in 'n intieme, versoene verhouding met God te leef nie, maar die dag toe Adam en Eva sondig het, hulle iets verloor wat Jesus by die kruis vir ons kom terug betaal het. En dit is heerskappy. En ons weet dat daardie volkome heerskappy ontbreek het. En daarom het God die mens 'n uiterlike wet gegee. Want aanvanklik was die heerskappy van die Here was 'n spontane ding geweest, dit was hier binne. Dit was as gevolg van die feit dat hulle versoen was met die Vader en in 'n intieme verhouding met hom geloop het hulle instinktief geweet wat reg is en wat verkeerd is en hoe om te heers soos wat God wou hê. Maar die oomblik toe dit verlore gaan, moes God uiterlike wette gee om 'n raamwerk te skep waarbinne hulle kon beweeg en om hulle te help, want as die Here dit nie gedoen het nie, sou die aarde vernietig geword het. Sou nie nog 500 of 900 jaar gewees het nie, dan sou die aarde weer ontaard het, die mense sou weer so boos gewees het dat niks oorgebly het nie. Daarom het God 'n uiterlike wet gegee.
En was die uiterlike wet nie net daar om die mens se besluite te bekamp en om te keer dat die aarde homself nie vernietig nie, maar was dit ook gegee met die oog op Christus Jesus, sodat die mens sal besef, maar ek kan nie in 'n verhouding met God leef op my eie nie, ek kan nie hierdie wette onderhou nie. Hierdie wette was eintlik in 'n sekere sin bedoel om hulle te bring by 'n plek waar hulle uitroep en sê, Here, ons het 'n redder nodig, ons het 'n verlosser nodig. En uiteindelik by 'n plek toe kom waar ek besef, maar daar is in myself niks wat ek kan doen om weer te heers saam met Christus en in 'n verhouding te staan nie. En dis waar die Bybel sê Jesus in die volheid van die tyd gekom het. God het sy seun gegee in die volheid van die tyd, gebore uit 'n maagd. En toe Jesus op die toneel verskyn is, die verlosser, het Jesus dit vir ons weer moontlik gemaak om te heers saam met God. En vanoggend by hierdie opstanding Sondag moet ons weer hierdie woorde hoor en verstaan. Die leeu wou nie net met ons sonde afreken nie, hy wou ons net vergewe nie, maar hy wou hê dat ons weer onder sy heerskappy sal kan leef. En daarom sê Paulus vir ons in Romeine 4:25, is Jesus Christus nie net daardie Vrydag oorgelewer ter wille van ons oortredinge nie, maar is hy ook opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Jy sien, broers en susters, as Jesus net gesterf het, daardie Vrydag aan die kruis, maar Jesus Christus het nie opgestaan uit die dood uit nie, dan was daar geen bewys dat die offer vir God aanvaarbaar was nie. Die feit dat Jesus opgestaan het uit die dood is die bewys dat die offer wat Jesus Vrydag gebring het, is die lam van God, dat God daardie offer aanvaar het. En dat die prys vir die sonde betaal is. Dat Jesus Christus oor die mag wat die mens gevangen gehou het, die mag van sonde, en ook die dood, want die dood het gekom deur die sonde, dat Jesus Christus se offer voldoende was om die mag van sonde te verbreek, en toe die mag van sonde verbreek is, daarby was ook die houvas wat die dood op die mens gehad het verbreek. En toe Jesus uit daardie graf uit opstaan, daardie Sondagmôre, was dit die bewys aan die ganse mensdom, dat die offer wat Jesus gebring het, eenmaal volmaak genoeg was. Om jou en my nie net by 'n plek te kry van sondevergifnis nie, maar dat ons voor hom geregverdig kan staan. Dis wat regverdigmaking beteken. Dit sê, my sonde is net nie vergewe nie, my posisie is herstel. Die posisie wat ek gehad het voor die sondeval van geregtigheid, die heerskappy van God in die mens, soos wat dit sy bedoeling was toe hy ons geskape het na sy beeld en sy gelykenis. Daardie posisie het God deur die kruis herstel, toe hy opstaan uit die dood uit, en dit die bewys is dat die offer by God aanvaar was. Is dit nie wonderlik om dit te weet nie? Die ganse stand van die mensdom, geregverdig voor God, deur die dood en deur die opstanding van Jesus Christus. Die leë graf sê vir ons, die offer was voldoende gewees. Seker een van die mooiste skrifgedeeltes in die boek, in die Bybel, het ons in Hebreërs hoofstuk 10, waar die Hebreërskrywer, die hele boek gaan oor die volmaakte werk van Jesus Christus, die hoëpriester, die ewige hoëpriester wat hierdie offer gebring het. Hy skryf dit aan 'n Joodse gehoor natuurlik, wat hierdie beelde baie goed verstaan het. En dan in hoofstuk 10 kom en hy praat oor die offers, hy praat oor die bokkies en die duwe en die lammertjies wat gebring was, wat brandoffers en sondoffers was, en hy sê, daai offers kon nooit die volle prys betaal nie, want elke keer as ek gesondig het, dan moes ek weer 'n diertjie bring, en dan het die bloed van die dier die sonde bedek vir 'n rukkie lank. Hy sê, maar Jesus se offer was nie so gewees nie. Hy sê in vers 10, hy sê, vers 9, hy sê, daarna het hy gesê, kyk, ek kom om u wil te doen, dis Jesus wat praat, ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel, hy praat van die twee verbonde. En dan in vers 10 sê hy, en deur hierdie wil, hoor wat sê hy,
is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Hoor wat sê die Hebreërskrywer, hy sê, net eenmaal. Sjoe, ek het gedink, julle gaan 'n applaus uitbreek. Kom kerk, net eenmaal, nie 2 maal, nie 3 maal. Die offer wat Jesus gebring het, is die lam van God, die volmaakte offer. Daar was net een wat daai offer kon bring. Daar was net een in die ganse skepping wat kon voldoen aan die eise van God se geregtigheid. Dit was die lam van God, dit was Jesus. Hy was die vlekkelose lam van God. En die woord sê net eenmaal, hoor wat sê hy, elke priester staan wel dag vir dag om daai diens waar te neem, die diens van offers. En dikwels dieselfde slagoffers te bring, wat tog nooit die sondes kan wegneem nie. Hoor wat sê vers 12, hy sê, maar hy het, Jesus, hooflettery, hy het, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het hy vir altyd gaan sit aan die regterhand van God. Wanneer het Jesus gaan sit aan die regterhand van God? Nadat hy opgestaan het uit die dood. Die leë graf is die bewys dat God die offer van die lam aanvaar het. En toe daai graf ooprol, toe was die werk om die mens nie net terug te bring in 'n verhouding met God nie, afgehandel nie, maar dat hy ook dit vir jou en my moontlik gemaak om weer saam met hom te heers. Heerskappy was nog altyd God se plan gewees. Maar liewe gemeente, hoor vanmôre, broers en susters, is dat dit wat Jesus aan die kruishout van Golgotha gedoen het, en ons moet mooi hoor vanmôre, is nie outomaties nie, hoor. Net omdat hy gesterf het Paasvrydag of 2000 jaar terug en opgestaan het uit die dood. En Paulus sê in Romeine 4:25, hy sê, hy's terwille van ons oortredinge, hy's oorgelewer terwille van ons sondes en ons oortredinge, en hy's opgewek terwille van ons regverdigmaking. Ek is nie net outomaties, is dit wat Jesus daar gedoen het my deel nie. Nee, die Bybel sê vir ons, dit wat Jesus daar gedoen het, word eers jou en my deel, wanneer ek my geloof plaas in dit wat Jesus Christus 2000 jaar terug gedoen het. En wanneer ek my geloof plaas, met my hart glo, ek wil jy met mooi luister vanmôre broers en susters, hierdie is nou cheap gospel. Hier is 'n spesifieke roete wat God, die God van hemel en aarde, bepaal het, waardeur mense in 'n verhouding met hom herstel sal word, en waardeur mense weer deelhebbers van God se heerskappy sal word. Daar's net een manier, wat hy gedoen het 2000 jaar terug, jou en my deel word. Die Bybel sê dit is, as ek dit wat daar gebeur het met my hart glo, met my hele hart glo, en met my mond dit wat ek glo, daar gebeur het, bely, die Bybel sê alleenlik dan, verkry ek 'n deel in dit wat 2000 jaar terug op die kruis gebeur het. En Jesus praat met 'n man, julle almal ken die verhaal. Johannes 3, vers 3 tot 5, Nikodemus kom na Jesus toe en hy sê vir hom, Here, hoe kan ek deel kry aan die koninkryk van God? Die koninkryk van God, die woord wat hy gebruik in die Grieks, in die grondtaal is die woord basileia, dit beteken the reign of God, the rule of God. Christus se heerskappy in my. Hy sê, Here, Jesus, jy het hierdie storie vertel, hoe kan ek deel kry hieraan? En Jesus sê vir Nikodemus, dit wat gaan gebeur, ons kyk terug vandag, dit wat op die kruis gebeur het, die leë graf, die opstanding, en dit wat dit beteken, kan jou deel word. Hy sê maar, alleenlik as jy weergebore word. Alleenlik as jy weergebore word. Alleenlik wanneer God sy Heilige Gees, wat oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, wanneer God iets hier in my hart doen, wanneer hierdie evangelie waarheid aan my voorgehou verkondig word, Christus die lam wat gesterf het, Christus wat opgestaan het, die offer van God, terwille van my,
aanvaar ek in die geloof en ek word oortuig dat ek verlore is en dat Christus my enigste redder is. Wanneer dit in my gebeur, en die Heilige Gees werk die oortuiging, sê Johannes 16. Wanneer hy kom, die Heilige Gees sal jou en my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Wanneer daai oortuiging in my hart kom, die evangelie oortuiging in my hart kom, gebeur 'n wonderlike ding. Is die gees van die mens wat dood was vanweë die sonde, word lewendig gemaak hier binne. Is 'n wonderwerk. Ouens praat van wonderwerke en ek is eerste in die tou wanneer dit kom by wonderwerke. Hoorie, die wonder van wonderwerke is wanneer 'n helverdiende sondaar, wie dood was vanweë sonde, onder die oortuigingswerk van die Heilige Gees kom waar die evangelie verkondig word, en God haal iemand uit die dood uit en bring hom oor na die lewe toe, deur die Heilige Gees, die wedergeboorte, dis die wonderwerk van wonderwerke. En Jesus sê, hoor mooi vanmôre, sonder die wedergeboorte kan niemand van ons in 'n verhouding met die lewende God staan, of saam met hom heers in sy koninkryk nie. You have to be born again. Jy kan nie gered word deur kerklike rituele nie. Jy kan nie deur die klein doop gered word nie. Jy kan nie deur aanneming en voorstelling gered word nie. Jy kan nie deur geloofsbelydenis gered word, tensy die belydenis van jou geloof kom uit die geloof van wat Jesus aan die kruis vir my gedoen het, en dat hy opgestaan het nie. Ek moet wedergebore word, sê Jesus. En wanneer ek wedergebore word, broers en susters, dan sê die woord van die Here vir ons, hy sê, want almal wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Daar's redding vir jou en vir my in Jesus. As niks wat ek kan doen om gered te word nie. My werke kan my nie red nie. Ek kan my hele lewe lank in 'n kerk behoort, aan 'n kerkgenootskap behoort. Ek kan elke Sondag kerk toe gegaan het. Luister mooi, hoor mooi, ek moet jou help vanmôre. Ek wil nie dat iemand hier verlore moet gaan nie. Jou pa en jou ma kon die kerk gebou het, hulle kon ouderlinge gewees het, hulle kon die predikant gewees het. Ek het dikwels vir my eie kinders gesê, julle moenie dink net omdat jou pa die pastoor is, julle gaan outomaties hemel toe nie. You have to be born again by the Spirit of God. Jy moet jou sonde bely, jy moet besef, ek is verlore sonder Christus al offer, en wanneer die Heilige Gees oortuiging bring, moet ek reageer, en ek moet hom aanneem, ek moet die lam aanvaar, dan kan ek gered word. En dan wanneer Jesus Christus in my lewe inkom, gebeur dit wat op die kruis gebeur het, word dit 'n werklikheid vir my. Dis eers dan wat my sonde verwyder word, so ver soos die ooste van die weste. Dis dan wat die Heilige Gees, wat in my is, my opwek tot 'n nuwe lewe. Dis wat dit beteken, regverdigmaking. Ek staan saam met Jesus Christus op deur die wedergeboorte tot 'n nuwe lewe. Dis nie outomaties nie, dis nie 'n formule nie. It is by the Spirit of God. Wanneer die Heilige Gees aan die deur van jou hart klop en jy besef jy is verlore en die Heilige Gees kom in en hy doen 'n werk van die hemel in jou binneste. En die oomblik wat dit gebeur, sê die woord van die Here, staan ons saam met Christus op tot 'n nuwe lewe. Daai oomblik verloor sonde sy hou vas op my lewe. Daai oomblik het die dood vir my oorwin, sodat wanneer ek en jy dan doodgaan in Jesus Christus, dan sê Paulus vir ons, sê die dood sy angel verloor. Dan vrees ons nie die dood nie. Hallo, kom kerk. Die leeggraf sê vanmôre ons hoef nie die dood te vrees nie. Ons huil wanneer iemand doodgaan. Ons treur by die graf van ons geliefdes. Maar Paulus sê vir ons, in Christus is die dood oorwin. Hoekom is die dood vir ons oorwin? Omrede God deur die lam en deur die leeggraf gedeel het met die probleem van sonde. Eenmaal volmaak tot in alle ewigheid. Halleluja!
Daarom hoef ons nie elke Sondag weer wedergebore te word nie. Ek hoop is goeie nuus vir iemand hier vanmôre. Ons moet onsself daagliks bekeer tot die Here. En om jouself te bekeer beteken dat ek wegdraai van sonde, wegdraai van die werke van die vlees, wegdraai van daai gedrag en gewoontes wat tot die ou mens behoort, alright, maar dit beteken nie elke keer as ek sonde gedoen het, dan moet ek weer 'n kind van die Here word nie. Hoor wat sê die Hebreërskrywer? Iemand gaan nou halleluja skree. Die offer van Jesus word nie herhaal nie. Dit was eenmaal volmaak tot in alle ewigheid. Jy eenmaal 'n kind van die Here geword het. Jy kan nie blank invul. Want nou weet ek sit party ouens se ore maak so en so. Moenie hoor wat ek nie sê vanmôre nie. Die werk wat Jesus gedoen het was eenmaal. Dit was genoeg geweest. Kan nie nog 'n offer bring vir dit nie. Hoor gou wat sê Paulus. Hoor gou hierso en ek wil nie die preek te lank maak vanmôre nie. Hoor wat sê hy in Efesiërs 1 vers 13 en 14. Hy sê: "In wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid." Hoor jy vanmôre? Die Here sê, alright, wil jy weet of die opstanding van Jesus, of die werk van die kruis van die lam in jou lewe 'n werklikheid geword het? Hoe weet jy dit? Hy sê, ek gaan julle bewys gee. Ek gee julle 'n voorlopige bewys, 'n verloofring. Steek gou 'n bietjie op, wie's verloof hierso? Net gou vinnig sien. Baie geluk, baie sterkte vir julle almal, wat julle hande op het. Verloof, ek grap sommer net. Alright, die verloofring is die voorlopige bewys, dis die seël, hy noem dit die seël, dat jy reeds aan die Here behoort. Die Heilige Gees is die bewys, dat jy aan die Here behoort. Die Heilige Gees is die bewys, dat die offer van Jesus 2000 jaar terug in jou lewe nou 'n werklikheid geword het. Soos wat die leë graf die bewys was dat die offer deur God aanvaar is, so is die Heilige Gees die bewys vandag in jou lewe, dat die offer van God in jou lewe aanvaar is en 'n werklikheid geword het. Without the Holy Spirit, no assurance of salvation. Wat sê Paulus? Paulus sê, hy sê, Romeine 8 vers 14, hy sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Is dit iets wat ons kon doen om dit te verdien? Oh no. Party ons dink hulle kan dit verdien. Godsdienstig is. Wat hulle teologie is Jesus en. Ja, Jesus het vir my gesterf, maar ek moet hom net bietjie help, want sy offer was nie genoeg geweest nie. Hebreërs het sopas gesê, eenmaal volmaak tot in alle ewigheid. Gaan lees die boek Hebreërs. Jy kan niks byvoeg nie. As jy eendag iets byvoeg, Paulus sê, dan het Christus, as ons gered kan word deur die werke van die wet, dan sê Paulus, dan het Christus verniet gesterf. Maar, hier is die catch. Almal het gewag vir die maar. As ek die lam ontvang en die lam aanvaar het. Onthou, ek het die hele tyd fokus geplaas en gesê, ons kan die lam en die leeu is een persoon, is Jesus. Ek kan nie die lam ontvang, maar die leeu nie. Want die lam is die leeu. Ek kan nie sy vergifnis en sy genade ontvang, maar nie sy heerskappy in my lewe nie. Ek kan nie sy vergifnis aanvaar, maar sy heerskappy en sy gesag as die leeu oor my lewe weier nie. En daarom wanneer ek en jy 'n kind van God word en ons wedergebore word en ons die Heilige Gees ontvang, dan sê Paulus vir ons, dan wanneer iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel. 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword, alles het nuut geword. Hy sê dat die wat saam met Christus Jesus gekruisig is,
Dat ons nie net saam met hom gekruisig is nie, maar dat ons saam met hom opgewek is deur die Heilige Gees tot 'n nuwe lewe, sodat ons nie meer sal wandel volgens die patroon van die ou lewe nie, want indien ons wandel volgens die patroon van die ou lewe en van die ou mens, dan plaas die evangelie 'n vraagteken op ons redding. Hallo. Dan plaas die evangelie 'n vraagteken op ons redding. Want ons kan nie die lam ontvang, maar die leeu weier nie. Want as ek saam met hom gekruisig is, dan beteken dit dat ek ook saam met hom opgewek is tot 'n nuwe lewe. Die bewys dat die offer aanvaar is in jou lewe, is 'n veranderde lewe deur die Heilige Gees. Paulus sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Hoor wat sê hy? Maar Christus leef nou in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en sy lewe vir my oorgegee het. Die leeu is die lam en die lam is die leeu. Daarom wil ek vandag vir jou sê, broers en susters, wanneer ons kyk na die kruis van Jesus en die leë graf, dan is dit nie iets wat daar op 'n afstand gebeur het, ver verwyderd van ons af nie. Die dood en die opstanding van Jesus was ter wille van jou en my gewees. Was sodat ons weer in 'n verhouding met hom kon leef. Maar daardie verhouding beteken nie net versoening nie, want versoening het slegs die weg berei. Hoor wat sê die Hebreërskrywer, hy sê dat Christus het vir ons deur sy eie vlees en sy eie bloed heen vir ons 'n nuwe en 'n lewende weg berei. Versoening het slegs die weg berei na die heerskappy van God. Heerskappy was nog altyd sy plan gewees. Dis waarom daar 'n kruis was, is om ons terug te bring na die geskape beeltenis van God. 1 Johannes 4 sê dit so mooi, hy sê, soos wat Christus is, so is ons in die wêreld. Dis die plan van God gewees. To be Christ-like, the family of God, marching through this land. Deliverance is their song. Ken julle daai liedjie? Party ons kyk my net so aan. God's got an army marching through this land. Through this land. Deliverance is their song and there's healing in their hands. Everlasting joy and gladness in their hearts. The army of the Lord. The army of the Lord is marching on. Ja, heerskappy. Hy wil ons met heers. Hoor, ek sluit af, hoor gou hier. Romeine 5 vers 17 sê. Hy sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een. Wie se misdaad was dit? Dit was Adam en Eva. En daai een is ook jy. As ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het. Die dood het geheers, omdat Adam gesondig het. Die dood het geheers in jou lewe, omdat jy die wet van God oortree het. Net soos Adam en Eva. Ons kan nie vir Adam en Eva die skuld gee nie, want ons het almal al die wet van God oortree, en daarom sê Romeine 6:23, want ons almal het gesondig, en daarom ontbreek dit ons aan die heerlikheid van God, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur daardie een, hoeveel te meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang het. Posisie, geregtigheid, opgewek tot 'n nuwe lewe. Hoor wat sê hy? Hoeveel te meer sal ons saam met hom heers in hierdie lewe? Kan ek jou vra vanmôre? Ek wil jou in die oë kyk vanmôre. Is jy wedergebore? Broers en susters, die sukses van evangelieverkondiging hang nie af van hoeveel mense hulle harte vir die Here gee nie. Dit hang af van die getrouheid waarmee die prediking gelewer word. As hier vanmôre almal uitstap en nie een gee hulle harte vir Jesus nie, was hierdie diens nie 'n sukses gewees nie. Wat die prediking suksesvol maak is of ons die evangelie getrou verkondig het. Hoor vanmôre,
is jy wedergebore? Ek wil hê jy moet dink daaroor. Jesus sê, as ons nie wedergebore word nie, het jy al die Heilige Gees ontvang? Jou kerksertifikaat beteken vanmôre vir jou en vir my absoluut niks. Het jy die seël van redding ontvang? Die Heilige Gees. Het jy vanmôre die onderpand, die verlofering, die voorlopige bewys dat as Jesus kom en die wolke breek en hy skeer, jy lê jou kop neer en jy gaan dood en ons almal wat hier sit vanmôre sal sterf. So seker as wat jy hier sit vanmôre, ons gaan sterf. En dis net wedergebore kinders van God wat saam met Jesus gaan wees. Ek wil jou vra om jou oë vanmôre gou 'n bietjie te sluit saam met my. Heilige Gees, U wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, U woord sê, daar is net een weg na die Vader. En dis deur die Seun, dis deur die Lam. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, en Jesus sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Het jy al die Lam ontvang? Het jy die Lam as die leeu ontvang en besef vanmôre dat Jesus wil nie net jou sonde vergewe en jou los, sodat jy kan aangaan met jou lewe, maar hy wil hê dat jy die Lam moet ontvang, sodat jy saam met hom kan heers. En heerskappy is alleenlik moontlik deur die persoon van die Heilige Gees. Ons kan die koninkryk van God nie sien, ons kan die koninkryk van God nie ingaan, as ons nie wedergebore word nie. Nou hier is hoe wedergeboorte werk, met al die oë gesluit. Die Heilige Gees, sê Johannes 3, is soos 'n wind. En die wind waai soos wat hy wil. Vanmôre sit jy hier in die bank en jy ervaar dat iets gebeur hier binne, iets is warm, iets is anders. Jy besef dan vanmôre, jy het jou hele lewe lang vasgehou aan 'n godsdienstige konsep, maar jy het nog nooit die Lam ontvang, nog nooit besef jy is verlore. Jy het nog al die tyd deur jou eie werke probeer en gedink, net omdat jy in 'n sekere kerk behoort, gaan jy gered word. Nee, vanmôre sê die Here, hy werk die oortuiging van verlorenheid. Jy weet vanmôre diep in jou hart hier waar jy sit vanmôre, of jy 'n kind van God is of nie, of jy gered is en of jy verlore is. En as jy vanmôre sê, Michael, ek is verlore, daar's vanmôre vir jou 'n antwoord. Daar's uitkoms. Dis die Lam. Maar die Lam is ook die leeu. En hy wil vanmôre in jou lewe inkom. En hy wil jou nuut maak. Hy wil jou sondes wegwas. Hy wil jou 'n nuwe hart gee. Hy wil jou 'n nuwe identiteit gee. Hy wil jou 'n nuwe plasing in sy koninkryk gee, maar jy moet vanmôre, wanneer hy klop aan die deur van jou hart, moet jy dit aanvaar. Jy moet hom ontvang vanmôre. Net jy kan dit doen. Met al die oë gesluit. Met al die oë gesluit. Met al die oë gesluit vanmôre. Ek wil hierdie nie 'n emosionele oproep maak nie. My vriend en vriendin, as jy vanmôre die oortuigingswerk van die Heilige Gees ervaar in jou hart, die een wat jou vanmôre oortuig, en jy sê, ek wil vanmôre Jesus Christus aanneem, ek wil die Lam ontvang, maar ook die leeu, dan wil ek jou vra om op te staan saam met my op jou voete, en dan wil ek saam met jou bid vanmôre. Dan wil ek saam met jou bid vanmôre met al die oë gesluit. Jesus sê, as ons met ons harte glo en met ons mond bely, sal elkeen wat die naam van die Here aanroep gered word.
Met al die oë gesluit. Hierdie is daardie geloofstree wat jy moet gee vanmôre, wanneer die Heilige Gees jou oortuig. Dis waar jy daai tree van geloof moet neem, om te sê, Here, hier is my lewe. Ek ontvang die lam vanmôre. Ek gee nie om wat ander dink nie, ek gee nie om wat ander sê nie. Ek gaan vanmôre seker maak, dat die lam my lewenswerklikheid word, met al die oë gesluit. Ek voel in my gees, daar's mense wat sit vanmôre, die vyand hou jou vas, jy moet staan. Heilige Gees, oortuig. Heilige Gees, oortuig. As 'n geleentheid, as nog tyd. Daar's nog tyd. Ek wil nog 'n paar sekondes gee as jy sit en jy moet staan. Moenie bly sit nie. Moenie bly sit nie. As reeds mense wat staan. Ek wil hierdie uitnodiging, ek wil hom extend. Heilige Gees is besig om te werk hier binne in jou gees. Hey jy, this is the moment. Die water roer nou, die Heilige Gees praat nou. I need to take this leap of faith. I need to receive Jesus as my Savior. Daar's nog ouens. My vriend, moenie bly sit terwyl die Heilige Gees oortuig nie. Vanmôre is die oomblik wat God in jou lewe kom ingryp. As nog iemand wat staan, ek gaan nog 'n geleentheid gee. Tannie Marie, kom help vir my. Ek wil graag hê ons gaan musiek gebruik nie as 'n emosionele beweegrede nie, maar eerder 'n response op die oortuiging van die Heilige Gees. Terwyl die orkes en voorsangers sal kom join, met al die oë gesluit, asseblief, ek wil nie julle met nou rondkyk nie. Ouens, ek pleit by julle, ek pleit saam met die Heilige Gees vanmôre. Moenie bly sit as die Heilige Gees vanmôre met jou praat nie. Die water roer, daar's nog iemand wat staan. Die water roer. Hy wil vanmôre 'n nuwe werk in jou lewe doen. Hy wil al die ou goed wegvat. As nog iemand wat staan, hy wil jou uithaal, uit die modder sluk. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Die perfekte offer was gebring, daar sal nooit ooit weer so offer wees nie. It's perfect. And it's free. Free. Dis 'n gawe van geregtigheid, dis 'n geskenk. Jy moet dit net ontvang, die lam is jou geskenk. Right, ek wil daai ouens wat nou staan. Ek gaan julle vra om julle geloof vanmôre in aksie te sit, soos jy nog nooit het nie. Ek wil jou vanmôre vra, die woord sê, Jesus sê, as julle my bely voor die mense. Jesus sê dit, hy sê, sal ek julle bely voor my Vader wat in die hemel is. As julle skaam is vir my voor mense, sal ek my ook skaam voor my Vader, vir julle. Ek gaan nou ons wat staan vra, om uit julle banke uit te beweeg, en ek wil julle nooi om hier voor by my te kom staan. Take that leap of faith. And say, Lord, this morning I confess you, I receive you as the Lamb, as my gift of salvation. Kom saam, kom, ek wag vir julle. Julle is nie alleen nie. Kom, vriende. As daar nog iemand is, nooi ek jou. Kom staan hier by my. Staan hier voor. Ja, kyk vir my. Kyk vir my. Ja. Hoe wonderlik is dit nie. Tannie.
Jesus het 'n afspraak vanmôre met julle. Ek bid julle as ek julle storie hoor, gaan julle my sê dat van julle die duiwel wou nie gehad het julle moes vanmôre by die kerk wees nie. Van die kinders wat nie wil saamwerk tot die fight by die huis, tot by die kar wat nie genoeg petrol het nie. Die vyand het geweet vandag is die dag van afrekening vir julle. Jesus, die lam het vir jou gesterf. Dis verniet. Dis jou gawe. En vanoggend kom hy en hy vat al die sonde. Alles wat jy al gedoen het, alles wat jy nog gaan doen. En die skrif sê hy dra dit in sy liggaam na die kruis toe, ter wille van jou, sodat jy nie verlore hoef te gaan nie. Maar vanmôre wil Jesus nie net julle met die lam ontvang nie. Hy sê ontvang ook die leeu. Sal julle vanmôre julle lewens onder sy heerskappy bring. Die Heilige Gees gaan julle help. Dis nie die werke nie, dis sy Gees wat help. Sy Gees sal julle die krag gee. Ek wil julle met saam met my julle hande in die lug ophef saam met my, en ek wil die kerk vra om op hulle voete te staan. Kom kerk, staan saam met my. Hierdie mense kom vanmôre in die koninkryk in. En nou wil ek julle met saam met my hierdie belydenis doen. Ek wil julle met dit hardop sê, nee, want die woord sê met julle harte glo julle tot redding en met julle mond bely julle. Sê Here Jesus, ek kom vanmôre na U toe net soos wat ek is. Ek bely dat ek 'n sondaar is en dat ek myself nie kan red nie. Vader, teen U alleen het ek gesondig. Maar Here, vanmôre het ek die woord gehoor. Die woord van redding. Ter wille van my oortredinge is die lam van God deurboor. Ter wille van my ongeregtighede was hy verbrysel. Die straf wat vir my vrede aanbring was op hom. En Here, vanmôre neem ek die lam aan. Jesus Christus, ek aanvaar U offer. Ek neem U aan met my hele lewe. Ek ontvang U Gees vanmôre. En ek word weergebore. Weergebore. Nuutgebore. Dankie Jesus. Dankie Jesus. O kerk, kom ons lyf ons hande op. En kom ons bid saam met hierdie boeties en sissies wat in die koninkryk aangekom het vanmôre. O, dankie Here. Dankie Hemelvader. Dankie Hemelvader vir die werk wat U vanmôre doen. Dankie Here. U verwyder vanmôre, Here, die sonde en die oortredinge so ver soos die ooste van die weste. En U sê U dink daaraan nooit weer nie. Kom Heilige Gees, breek deur elke kamer van hierdie hart, Here, breek deur hartheid van hart. Breek deur enige verhindering wat vanmôre daar mag wees, Heilige Gees. Neem hierdie hart, plaas in haar vanmôre 'n hart van vlees. Neem die hart van klip weg. Die hart wat seer gekry het, die hart wat verwerp is, die hart wat bitter geword het. Here, maak dit sag, maak dit nuut vanmôre. In die naam van Jesus, in die naam van Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Ons trek ons hande in hulle uit. En Here, ek voel gelei om my hand net op hulle te lê. Kom Heilige Gees. Dankie vir die volkome werk wat U doen. Dankie dat U nuut maak, Here. Daarom dan as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Dit het alles nuut geword. 'n Nuwe identiteit, 'n nuwe staanplek gee die Here jou, my boeta. 'n Nuwe staanplek vanmôre, 'n nuwe identiteit. Die vyand se identiteit word gestroop van jou vandag. Jy kry vanmôre 'n kleed van geregtigheid.
'n kleed wat sê ek is. Nie ek word of ek wil wees nie, ek is geregverdig in Christus, ek is nou sy kind, ek is vergewe, ek is 'n oorwinnaar, ek is 'n kind van God, en ek dank U daarvoor. O Here, dankie vir wat U doen in haar lewe. Dankie Here. O, dankie Here, dankie Here, dankie Here. O, dankie Here dat U haar gebruik. Dankie Here, ek sien haar Here soos dat bytjies kom soos 'n oop blom en styfmeel kom vat en terugvat na die nes om heuning te maak. Here, so sal haar lewe wees. Dankie Here, U wys dit vir my. 'n Plek waar ander sal kom om ook van hierdie lewe te kom haal, Here. Dat dit soos heuning sal wees, Here. U woord soos heuning. U boodskap van redding soos heuning, Here, laat dit vloei uit haar lewe. Mag sy die oop blom wees vir die evangelie, waartoe U haar roep vanmôre, en ek dank U daarvoor in Jesus naam. Dankie Here. Dankie Here. Halleluja. Ons loof U. Ons salf haar, ons seën haar. Come Holy Spirit in die volheid. Ons loof U naam. Ons loof U naam. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Hemel Vader. Die Here sê, en ek dink daaraan nooit weer nie. Geen rekolleksie by God van wat was nie. 'n Nuwe skepsel in Jesus. 'n Skoon kleed, 'n wit kleed, 'n rein kleed met heerlikheid wat skyn. In 'n donker wêreld, Here sê, dit sal wees asof dit nooit was nie. 'n Nuwe lewe in Christus. Ek loof U naam, dankie Here. Ek loof U naam. Ek wil hê ons met almal ons hande vir 'n oomblik net in die lug ophef en kom ons aanbid die Here net. Jy wat reeds kind van God is, saam met ons boeties en sissies. Kom ons aanbid die Here net vir 'n oomblik saam. Ons loof U naam, Here Jesus. Ons prys U wonderlike naam. Daar is niemand soos U nie. Dankie Heilige Gees, dankie vir dit wat U doen. Dankie Here, dankie die graf is leeg. En ons leef vanmôre deur daardie leë graf. Ons loof U, ons prys U naam. Vader, ons bid vanmôre vir ons jong bekeerlinge, hulle wat vanmôre daai tree gegee het. Here, nou lê die pad van geestelike groei vir hulle voor. Ons dank U dat die Heilige Gees in hulle wil en werk. Here, om heerlikheid in hulle na vore te bring. Ons prys U wonderlike naam daarvoor. Ons prys U naam.